Right, ons maak vandag smoked burgers. Hierdie is wat ek klaar opgekap het van laasnaweek se ribbetjie van die Tomahawk steak af. Hierdie is wat oorgebly het en hierdie is wat klaar opgekap is. So ek gaan een van daai burgers maak, maar daar is nie genoeg vir al die patties nie. So ek het hierdie ribbetjie gekry, wat so klaar opgesny is. Wat ons met hom gaan doen is ons gaan basies net so daai afsny. So, dit moet almal doen en dan gaan ek dit opkap tot dit so lyk en dan gaan ons patties maak. Right, dit het 'n rukkie gevat, maar dit is nou reg. Dan gaan ek net so 'n bietjie sout en peper gee. Dit is genoeg. Dan gaan ons dit net lekker inwerk. Dit. En dan het ek kan die patties met die hand maak, maar ek wil hulle graag almal dieselfde hê. So vat my so ouetjie, so. En so size balletjie daar binne in. Nog so 'n bietjie. Nog 'n papiertjie. So. En daar is hy. Dan gaan ons hierdie net so hier bere, so 'n paartjies van hulle maak. Dan gaan ons die smoker aansteek. Alright, so die broodjies is klaar gemaak. Die vuurtjie is nie gaan, die donkie is op hitte. Daar's al klaar 'n paar chicken wings daar so in. Hoendervlerkies. Nou gaan ek hierdie net vat. En gaan hulle op hierdie rakkie sit. So die wat bietjie meer donkerrooi is die dry-aged offcuts van laasweek se ribbetjie. En dan die wat bietjie ligter is nou hierdie ribbetjie wat ek nou opgesny het. En mens van gemaak het. Dat my emosioneel nog ons uitgeput het. Ja, ek kan duidelik die verskil in kleur sien. Hierdie is klaar, hierdie het ander speserye by. Hierdie is wat so lyk het net sout en peper by. Dus kan dit nou die tyd by sit. Ek gaan net so insit. En ek gaan hulle laat gaan tot op 60 grade. En as hy op 60 grade is, gaan ek hom uithaal. Dan gaan ons hom hier op die kalfie net weer lekker seel en kleur gee. Maar ek het hulle geproop, hierdie ouetjies is nou op so 65. So dis nogals warm daar binne. So ongeveer 50 grade. So die oordrag hitte gaan so plus minus 5 grade by sit en dit vat hom na 70 toe. En 70 is dan wel dan. So dan is hy heeltemal gaar. So wat nou gaan gebeur is ek gaan net 'n bietjie laat afkoel. Dit het nogals hele kleiner geword. Jy kan sien hierdie ene en hierdie ene was die twee gewees wat ek laasweek wat dry-aged was. Jy kan sien dit het baie minder gekrimp. Hierdie 3 is wat ek nou vanoggend vars gekap het. Ek sit net bo die bak, nie oor ons mors nie. Hierdie 3 is wat ek vars gemaak het vanoggend. Jy kan sien hulle het baie meer gekrimp. En al 5 is met dieselfde patty press gemaak. In 'n geval, as ons hierso hierdie ouetjies bietjie laat rus het, dan gaan ek die rooster op die kalfie gooi. Hy het lekker kolle gemaak daarso. Dan gaan ons hulle net lekker kleur gee. Aan die buitekant net daai bietjie van 'n kors gee, crust. En dan gaan ons hulle op die vars band sit. Right, ek het hierdie ouetjies bietjie laat rus. Ek is bang vir 'n oordrag hitte. So dis die 2 van laasweek, die dry-aged
Hierdie is iets wat gekrimp het, so ek het besluit ek gaan die tweetjies eers gebruik. So wat ons gaan doen is, hierdie koeltjies is nou reg. En hulle lekker oopkrap, hulle is lekker warm. Dus ek sê wil hom net kleur gee. Hierdie gaan nie enigstens die gaarmaakproses aanmoedig nie. Roostertjie. Up. So gesê, net kleur gee. Terwyl daar in die gang is, nou sommer hierdie vars ban my vroukie gemaak het. En ons omslank sny. En 'n lekker bottertjie gee. As hulle ook opsit, net so. En dan gaan ons die ouetjies net die ouetjie toast, die ouetjie kleur gee. En ons laat. Haartjies is reg. So. Hierdie is 'n gewone burger sousie, so dit is basies 3-2-1. So dis maak nie saak die hoeveelheid nie. Dis 3 mayo, 2 tomatiesous en 1 chutney. Net so hier onderop sit. So. En dan hierdie ouetjie. En dan hierdie ouetjie bo-op. En dan net so vir good measure. So opsit. Dit is een bo-op. Nou het jy dit. Smoked, dry aged burger. Trek ons 'n bietjie plat. Dis so lekker so. Scratch made, homemade, smoked burger. Hy is warm, ja, gaan try. Kom. Hey, lekker.